Back in Closure was die afgelope tyd groot nuus in die rooi vleismark, maar as 'n mens na die pryse nou kyk, lyk dit vir my of die mark dit nou reeds ingeprys het en Suid-Afrikaanse boere doen maar wat hulle die beste doen. Hulle pas aan. Ons kyk na hierdie en hoe die vleispryse beweeg het oor die afgelope week, als in hierdie week se vleisprysoorsigh wat met trots aan jou gebring word deur John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het verlede week met byna 3% gestyg na R41,71 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys hoër verhandel het op R43,87. Ek het dan ook gaan kyk waar die top 10% vir speenkalvers tans verhandel en dit was op R45,73. Dit dui net vir ons daarop dat goeie genetika steeds 'n baie sterk premie in die mark daar buite verdien. Provinsiaal verhandel die Vrystaatse speenkalfprys op R41,32, Mpumalanga op R42,10 en KwaZulu-Natal gemiddeld op R42,89. Ek dink ook dat met al hierdie rompslomp rondom die verskywing van lewende diere met back and closure regulasies, dit tans eenvoudiger is om self te voer en dan later die diere te laat slag. Dit kan speenkalfpryse hierdie seisoen relatief hoog hou, maar dit kan ook dan in die winter baie druk op slagpryse plaas. Die nasionale A23 slagprys staan dan tans op R61,63 met die C-graadpryse gemiddeld nou op R54,43. Paasnaweek kan moontlik korttermyn ondersteuning aan die slagmark bied, maar ek dink dit sal van korte duur wees, waarna pryse weer vinnig kan terugbeweeg na die huidige vlakke. Ek moet ook byvoeg dat ek nie meer die effek van back and closure werklik in die markpryse sien nie. Ek dink hierdie mark het dit dan reeds ingeprys en doen Suid-Afrikaners nou maar wat ons die beste doen. Ons aanvaar die situasie, besef dat ons dit self sal moet hanteer en maak die beste van 'n slegte saak. Ons doen dit al vir dekades en dit is presies hoekom ons boere so goed aanpas en so volhoubaar bly. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie vir jou ondersteuning. Jy maak hierdie werklik vir ons moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou seker. Dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons om week na week onafhanklike landbou-insigte en analise met jou te deel. Dankie vir jou ondersteuning. Die gemiddelde stoorlamprys het met amper 2% gedaal na R46,41 per kilogram met swaarder slaglammers, meer as 32 kg, wat nou staan op R47,35. Die Vrystaatse speenkalfprys staan tans op R47,98, die Oos-Kaap op R65,50 en die Noord-Kaap steeds aansienlik laer op R39,80. Die Noord-Kaapse prys is maar altyd laer weens die afstand wat dit gewoonlik na die Gautengse mark toe vervoer moet word, die feit dat dit meestal vleistipe lammers is en nie wol op het nie, en ook dat dit moontlik goedkoper diere van Namibië kan inkom en daardie mark afdruk. Wat se gewig elkeen dra om hierdie pryse af te druk is maar moeilik om te bepaal, maar saam plaas dit wel baie druk op hierdie pryse. Die A23 slagprys styg dan teen verwagting na R94,33 met die C23 prys nou op R74,44. Ek moet sê hierdie jaar se vooruitskattings is baie moeilik om te plaas met pryse wat baie hoog begin het in Januarie en intussen teruggesak het wat ons nou ervaar het. Stoorlam en slaglampryse kan dalk verder daal tot in April, maar dan weer in Mei maart begin opwaarts neig met aanbod wat dan redelik op 'n laer vlak kan wees. Gesertifiseerde wolpryse of die RWS-pryse het laasweek bietjie gedaal met die nie gesertifiseerde of nie RWS-pryse wat dan bietjie gestyg het. Die 20 mikron RWS-prys bly op R258 per kilogram met die nie RWS-prys 20 mikron prys nou op R249 per kilogram. Die gemiddelde RWS-prys daal dan na R255,45 terwyl die gemiddelde wolpryse in Australië gestyg het laasweek na 17,83 Australiaanse dollar per kilogram. Die styging was weens beter vraag vanaf aankopers en nie noodwendig die wisselkoerse beweging wat ons die afgelope tyd gesien het nie en pryse wat in dollarterme wel verhoog het. Grootbokpryse styg laasweek na R40,45, kleinbokke daal na R52,76, mediumbokke daal na R52,05 met bokkooipryse wat styg na R44,84. Einde Mei is weer 'n groot fees wat moontlik weer beter bokpryse kan veroorsaak en veral nogal in die begin van Mei maand hierdie pryse kan opdruk.
Soos verwag het die gevriesde ex-abattoir hoenderprys bietjie gestyg na R35.51 met varspryse ook op na R39.85. Ek dink ons kan beter vraag en pryse dan sien soos ons nader aan April en Paasnaweek ook beweeg. Die nuutste spekvarkprys daal laasweek na R40.81, vleisvarkpryse daal na R41.33 met die nuutste worsvarkprys laer op R32.64. Vooruitskattings toon dat varkpryse nou kan daal soos ons in die winter in beweeg en vraag meer en meer onder druk kan kom. Die daling behoort egter baie klein of gering te wees met pryse wat dalk net onder die R40 merk kan dip, dit lyk hier na R39 merk vlak op die oomblik. Aanbod bly steeds beperk wat hierdie daling dalk ook bietjie kan teenwerk. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernpryse onveranderd gebly op R3.300 per ton, graad 2 lucern op R2.900 en prima lucern op R4.200. Choppryse bly ook sywaarts op R2.300 per ton. Om alles saam te vat, speenkalfpryse bly tans redelik sterk met goeie genetika wat steeds 'n premie daarby te verdien, terwyl slagpryse moontlik korttermyn ondersteuning rondom Paasnaweek kan kry. In die kleinveemark sien ons pryse wat effens onder druk is met goeie aanbod in die mark nou, terwyl wolpryse gemeng verhandel. Bokpryse het ook laasweek gemengde resultate gehad en in die vark- en hoendermark bly vraag 'n belangrike drywer soos ons nader aan die winter beweeg. In geheel bly marktoestande redelik stabiel, maar seisonale druk kan in die komende maande 'n baie groter rol vir ons prysbewegings begin speel. Daai was jou vleis- en voerprysoorsig wat met trots aan jou gebring was deur John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.